Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my 'n voorreg om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Gun my net die geleentheid om 'n paar afkondigings onder u aandag te bring. Eerstens, die kerkkantoor is reeds gesluit vir die feesseisoen. Die kerkkantoor sal weer van die 5de Januarie af oop wees. So indien u enigiets nodig het, kan u my kontak tot en met die 25ste Desember toe. Daarna kan u vir Dominee Stanley kontak indien u 'n krisis het. Sy naam en nommer sal op ons WhatsApp groep en Facebook bladsy verskyn. Dan gaan Dominee Stanley vir my instaan van die 26ste Desember af tot en met die 17de Januarie wanneer ek op verlof is, wat beteken dat daar nie enige video-eredienste gaan wees nie. Slegs die eredienste in die kerkgebou. So indien u eredienste wil bywoon na die 26ste Desember, moet u asseblief dit in die kerkgebou self bywoon. Dan wil ek u ook herinner aan ons Kersdagdiens. Daar sal 'n erediens op Kersdag plaasvind om 9:00 die oggend vanuit ons gemeente uit. En dan wil ek vir almal wat reeds met vakansie is en die feesseisoen geniet, 'n baie geseënde Kersfees toewens en 'n baie voorspoedige 2026. Ek is weer van die 18de Januarie af terug en dan sal al ons aktiwiteite hervat. Dit is dan al wat die afkondigings aanbetref, wat ons voorbereidingslys aanbetref, vra ons nog steeds voorbereiding vir Tannie Hannetjie Klint, vir oom Flip Blessing, as ook oom Johan Annandale. Indien daar enigiemand anderste is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat u ons asseblief in kennis sal stel. Ek gaan vra dat ons nou net ons saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag weer op hierdie platform kan saam wees. Dankie vir hierdie feesgety, dankie vir 'n rustige tyd in die kerklike jaar en in ons lewens, dat ons net kan stil word en kan nadink en kan oordink en kan vra, maar waar, hoe en aan wat moet ons aandag gee, waar moet ons werk, waarop moet ons fokus, sodat ons vernuwing en herstel in ons eie lewens kan ervaar en beleef. Dankie vir hierdie adventstyd, dankie vir 'n tyd van reflekteer, dankie vir 'n tyd van rustig word. Vader, en daarom kom ons nou na u en ons kom vra dat u asseblief die woord vir ons vandag sal oopbreek, dat u vir ons sal leer wat u volmaakte wil is, en dat ons dit ook sal kan gaan uitleef in die wêreld daar buite. Daarom vra ons nou, breek die woord vir ons oop. Spreek Here, ons as die kinders luister. Amen. Nou geliefdes, soos wat u weet is ons besig met Adventstyd en hierdie Sondag is ons laaste Adventsondag en dan fokus ons natuurlik ook op die gedagte van liefde. En hierdie is ook 'n gedagte wat in ons teksgedeelte wat ons vandag gaan saam lees na vore kom. Ons gaan vandag saam lees uit Jesaja 62 uit vanaf vers 1 tot 12. So indien u Bybel by u het, is u meer as welkom om te volg. Jesaja 62 sê die volgende: Terwille van Sion sal ek nie swyg nie, terwille van Jerusalem sal ek nie stil bly nie, totdat daar vir hom redding deurgebreek het, soos 'n nuwe dag, soos die lig van 'n brandende fakkel. Die nasies sal sien dat jy gered is, Jerusalem. Al die konings sal sien dat jy mag het. Jy sal 'n nuwe naam kry, 'n naam wat die Here self vir jou gekies het. Die Here sal jou soos 'n suurlike kroon in sy hand hou. Jou God sal jou soos 'n koninklike tulband vashou. Jy sal nie meer die verstote vrou genoem word nie, en jou land nie meer die een wat verlate lê nie. Jy sal genoem word, die een vir wie die Here liefhet, en jou land, die een wat aan die Here behoort. Die Here het jou lief, en jou land behoort aan hom. Soos 'n jong man met 'n meisie trou, so sal jou volk jou syne maak en vir jou sorg. Soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal jou God bly wees oor jou. Ek het wagte op jou mure uitgesit, Jerusalem. Hulle sal dag en nag roep. Julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, julle moenie stil bly nie. Julle moenie stil bly totdat hy Jerusalem herstel het, totdat hy die hele wêreld die roem van Jerusalem laat sing het nie. Die Here het 'n eed afgelê, deur sy groot mag sal hy dit gestand doen. Ek sal jou koring nie weer aan jou vyande gee om te eet nie. Uitlanders sal nie weer die wyn drink waarvoor jy hard gewerk het nie. Die wat die koring oes, sal dit eet en hulle sal my loof.
Die wat die druiwe oes, sal die wyn drink in die voorhof van my heiligdom. Gaan uit by die poorte, maak die pad gereed vir die volk. Vul die groot pad op, vul dit op. Vat weg die klippe, steek 'n banier op, dat die volk dit kan sien. Die Here kondig dwars oor die wêreld aan. Sê vir Sion, hy wat jou red, kom. Sy volk wat hy syne gemaak het, is by hom. Die wat aan hom behoort, loop voor hom uit. Hulle sal genoem word, gewyde volk, volk wat deur die Here verlos is. En jy, Jerusalem, sal genoem word, gewilde stad, stad wat nie verlate lê nie. Nou geliefdes, ons lees net tot sover. Geliefdes, as ons na hierdie teksgedeelte kyk wat ons sopas gelees het, dan sal ons sien dat dit begin met 'n aankondiging van die hemelse Vader af aan Jerusalem, dat hy vir hulle uitkoms gaan gee. Hy gaan hulle red uit hierdie vernedering uit wat hulle ervaar het, uit die ellende van hulle ballingskap uit, waarin hulle as volk hulle self bevind het. Die profeet is steeds besig om hierdie verlossingsboodskap, wat hy nou al 'n paar keer aan Jerusalem verkondig het, te bly verkondig. En hy sal aanhou om hierdie boodskap te verkondig, totdat die Here dit tot uitvoering gebring het. Ons lees in hierdie gedeelte dat hy nie sal stil bly nie, dat hy nie tot sweye gedwing sal word nie, dat hy sal aanhou verkondig van die redding wat God vir hulle gaan skenk. Die gevolg daarvan is dat die konings en die nasies die reddende krag van God sal raak sien en sal erken. En hulle sal die groot verandering wat plaasgevind het ook raak sien, want die Here toon duidelik aan dat hy koning is oor die hele wêreld en dat hy Jerusalem as sy kroon sal vat en ook as sy tulband. Hy sal Jerusalem vashou in sy hand, hy sal hulle versorg en hulle beskerm. So sal al die nasies sien dat Jerusalem gered is en die mag het, omdat God dit so bestem het. Om hierdie verandering wat plaasgevind het aan te dui, bevestig hy dat Jerusalem ook 'n nuwe naam sal kry. Nou hierdie was 'n gebruik in die Ou Testamentiese tyd, wat in die Ou Testament voorgekom het, wanneer 'n persoon 'n nuwe blaadjie omgeslaan het, dan het hy 'n nuwe naam ontvang. En die rede hiervoor is omdat 'n mens se naam in die Bybelse tyd iets van jou leefstyl of van jou karakter uitgebeeld het. Want in die Bybelse tyd het name 'n baie groot rol gespeel en altyd iets oor die plek of die persoon te sê gehad. God het self die nuwe naam vir Jerusalem uitgekies, wat aandui dat hy ten volle in beheer is van die omstandighede en dit wat met die volk en die land besig is om te gebeur. Die feit dat hy vir hulle 'n nuwe naam gekies het, dui ook vir ons simbolies aan op die feit dat daar 'n nuwe tydperk vir Jerusalem aangebreek het. Dus kan die mense weer hoop koppel aan Jerusalem, wat 'n simbool van hulle godsdienstige en nasionale lewe was. Die nuwe naam wat God aan Jerusalem gegee het, is die een vir wie die Here liefhet. En die naam van die land gaan wees die een wat aan die Here behoort. Hierdie naamgewing dui op die herstel van die gebroke verhouding tussen God en Jerusalem, wat nie langer meer 'n verstote vrou sal wees nie, maar die bruid van God. Die tyd toe die volk soos 'n verstote vrou was, is nou verby, want die Here het hulle oneindig lief en hulle behoort aan hom. En daarom gebruik die profeet in hierdie gedeelte 'n vergelyking. Die vergelyking wat hy gebruik is die nuwe verhouding wat tussen God en sy volk na vore kom, en hy vergelyk dit met 'n huwelik. Soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal God bly wees oor sy volk. En soos wat 'n bruidegom sy bruid versorg en in haar behoeftes voorsien, so sal God die Vader vir Jerusalem sorg en in hulle behoeftes voorsien. En in plaas daarvan dat die land verlate en leeg sal wees, sal die land vol inwoners wees,
Dit sal 'n land wees wat bewoon en bewerk word deur die volk, en die volk wat daar woon sal 'n geseënde volk wees wat voorspoed beleef. Nou kyk ons na die volgende gedeelte van ons teksgedeelte wat vers 6 tot 9 is, dan sal ons sien dat hy hier 'n tweede gedagte inlei. En die tweede gedagte waarna hy aandag gee, gaan oor die wagters wat op die mure hulle funksie sal vervul. Nou in die antieke tyd was dit die taak van die wagters op die mure om te sorg dat die stad nie onverwags aangeval word nie en dat die inwoners binne in die stad veilig en beskermd voel. Nou net soos wat die wagters op hulle hoede moes bly en ten alle tye op die uitkyk moes wees vir dreigende gevaar, net so moet die inwoners van Jerusalem aanhou om God te herinner aan sy heilsbeloftes, deur voortdurend tot God te bid en God aan hierdie beloftes te herinner. Die inwoners het nie nodig gehad om bekommerd te wees oor hulle veiligheid nie, want die Almagtige Vader sou hulle beskerm. Hulle moes net hulle fokus en hulle aandag op voorbidding plaas. So die teksgedeelte wat ons hier gelees het, bevat dus 'n aankondiging van redding, maar tergelykertyd ook 'n kragtige oproep om voorbidding te doen, dat God se wil sal geskied. Dus moes die inwoners nie stil bly nie, hulle moes dag en nag voorbidding doen vir die stad, en dat God sal ingryp en verlossing sal bewerkstellig aan alle inwoners, en dat hy hulle sou beskerm van enige dreigende gevaar. Hulle kan hierdie voorbidding met vrymoedigheid doen, want die Here het immers met 'n eed aan hulle beloof dat hy die lot van Jerusalem sal verander. Waar daar nou armoede en 'n tekort is, sal daar in die toekoms oorvloed wees. Die volk sal nie meer nodig hê om hulle oeste aan die verdrukkers af te staan nie, want hulle sal nie meer verdruk word nie. Hulle sal dus ook nou self die koring kan eet wat hulle oes en die wyn kan drink wat hulle geoes het. Die tyd van verdrukking en van verwoesting sal finaal verby wees. En hulle moet die heeltyd vir dit bid, sodat dit sal gebeur. Hulle moet God herinner aan hierdie eed, aan hierdie belofte wat God aan hulle gemaak het. Dit beteken dus dat daar vir Jerusalem herstel wag en dat hulle dit sal beleef en dat hulle God se teenwoordigheid in hulle midde sal beleef. Maar totdat dit gebeur, moet hulle aanhou bid. Dis moet die volk 'n beroep doen op die Here se beloftes van stoffelike en geestelike seën en voorspoed, want hy het die mag om dit te kan verwesenlik. Ons het laasweek daarby stilgestaan dat die onmoontlike by God moontlik is. En wanneer hy dit verwesenlik, sal die volk hom oneindig loof en prys vir sy goedheid en guns in hulle lewe. Nou kan jy my vra, maar hoekom moet die volk dit aanhoudend doen? Waarom moet hulle die heeltyd oor en oor God herinner aan hierdie beloftes? Gaan God nie op 'n stadium geïrriteerd raak met hulle nie, want dit klink soos 'n plaat wat vassak. Wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, dan wil die Here juis hê, ons moet hom in ons gebede herinner aan sy beloftes. En die rede daarvoor is dit help ons om vas te hou aan God en aan die hoop wat sy beloftes vir ons as mense bied. En dis dieselfde gedagte wat hier na vore kom. Wanneer die volk die Here herinner aan hierdie beloftes, gee dit vir hulle hoop dat dit wel gaan gebeur. Maar dit help hulle ook terselfdertyd om afhanklik van God te bly. Want die feit dat hulle God moet herinner daaraan, sê vir hulle dat hulle niks in hulle eie mag kan vermag nie, en dat hulle God nodig het om hulle te red, om hulle land te herstel, en om hulle te seën en hulle voorspoedig te maak. Hulle moet in afhanklikheid van God leef. Sonder God kan hulle nie beskerming en veiligheid en bewaring beleef en ervaar nie. Kan daar nie voorspoed in hulle lewens na vore kom nie. Dis is dit alles deel van God se groter plan met sy volk. Hy leer hulle om getrou en afhanklik van hom te bly ten alle tye. Natuurlik het hy nie die volk se gebede nodig nie, maar hy verwag dit van hulle, want dit bewys hulle getrouheid en hulle gehoorsaamheid
aan hom as koning. As ons na vers 10 tot 12 kyk, dan sal ons sien hierdie teksgedeelte sluit dan ook af met 'n oproep dat die pad gereed gemaak moet word, want die Here bring sy volk na Jerusalem toe. God die Vader is op pad as die redder van sy volk. Die wagters op die mure word nou aangespoor om by die poorte uit te gaan en om die pad voor te berei vir die koms van die Almagtige. Hulle moet die groot pad opvul en die klippe uit die weg uitruim en hulle moet gate toemaak en hulle moet barniere opsteek sodat almal dit kan sien, want die Here het aangekondig dat hy op pad is. Die Here sal optrek na Jerusalem toe en hy sal die mense wat nog in ballingskap verkeer saam met hom bring en hy sal hulle agter hom laat aantrek, want hy het hulle gered soos wat hy aan hulle beloof het. Die koms van die Here sal die inwoners van die stad se lot verander. Hulle sal hier weer 'n nuwe begin maak en 'n blywende volk wees wat aan die Here toegewy is. Hierdie nuwe begin en aankoms van die Here in die stad sal weer simbolies uitgebeeld word deur die gee van 'n nuwe naam. Die Here sal vir die volk sowel as vir die land 'n nuwe naam gee. Israel sal dan as die heilige volk bekend staan en die stad sal bekend staan as 'n gewilde stad. Hierdie nuwe name is simbolies van die nuwe verhouding wat daar tussen die Vader en sy kinders en die land tot stand kom. Nou die rede waarom die volk sal bekend staan as 'n gewyde volk is omdat die Here hierdie volk verlos het en omdat hy hulle almal priesters sal maak wat voltyds in sy diens sal staan. Die volk kry dan ook die belofte dat God hulle nooit sal verlaat nie en dat Jerusalem 'n gewilde stad sal word onder alle nasies. Dit sal nie meer die verlate stad wees soos tydens die ballingskap nie. Die stad sal van dan af ekonomies floreer en die mense sal geseënd wees. En dan kry die wagters 'n laaste opdrag. En die laaste opdrag wat hulle kry is om die wêreld te gaan vertel. Daar staan, sê vir Sion, hy wat jou gered het, kom. Hy kom om as oorwinnaar, omring deur die volk wat syne gemaak is. En hierdie opdrag is nie net vir die wagters nie, dis eintlik vir die hele volk. Die hele volk moet uitgaan en gaan verkondig dat die Here gekom het, dat daar verlossing is, dat hy die enigste een is wat kan red, dat hy die enigste een is wat herstel kan bring. En ons sien dat die volk hieraan gehoorsaam was en dat hulle begin het om hierdie evangelie te verkondig. En die verkondiging van die evangelie het nie in die Ou Testament opgehou nie. Nee, dit het aangehou reg deur die Nuwe Testament en hulle het getuig van die vervulling van God se beloftes. Die feit dat Jesus Christus die redder is, word ook self deur Jesus Christus in die Nuwe Testament bevestig, wanneer hy in die sinagoge in Nasaret in Lukas 4 vers 16 hierdie einste teksgedeelte voorlees en sê dat die volk se geestelike nood nou aangespreek word en dat hy die genadejaar van die Here aankondig. Dus was die Vader getrou aan sy belofte. Hy het nie net die volk in die Ou Testament gered nie, hy het ook die res van die wêreld gered, toe hy hulle die geleentheid gegee het om te glo in Jesus Christus, en toe hy Christus aarde toe gestuur het. Nou is die vraag, as ons na hierdie 12 verse kyk, wat is die boodskap wat ek en jy vandag vir onsself moet vat uit hierdie teksgedeelte uit? Die eerste gedeelte wat vir my opvallend is die feit dat Jesus aangekondig het dat hy gekom het om ons en die res van die wêreld se verhouding met God te kom herstel. Hierdie selfde gedagte kom ook in die Nuwe Testament na vore wanneer Johannes moet voortgaan om die pad gereed te maak vir die Christus om te kom. Ons lees daarvan Matteus 3 vers 3. Dit sê vir ons dat hy Jesus gestuur het om hierdie gebroke verhouding met die Vader te herstel. So ek en jy het vandag die geleentheid om in 'n gesonde verhouding met God te leef. Jesus het daai versoening kom bewerkstellig en ek en jy het ook die kans gekry op 'n nuwe lewe. En net soos wat die volk destyds 'n nuwe naam gekry het, so kry elkeen van ons wat aan God behoort en wat in 'n herstelde verhouding met hom leef, ook 'n nuwe naam. Hierdie nuwe naam word volgens Openbaring op ons voorkoppe gegraveer en die naam wat op ons koppe gegraveer is
kind van God. Dit wys vir almal dat ek en jy 'n kind van God is, dat ons aan hom behoort en dit gee ons ook toegang tot die ewige lewe. Dit is hoop waaraan ek en jy kan vashou. So dis die eerste ding wat ek en jy uit hierdie teksgedeelte moet vat, dat ons in 'n herstelde verhouding met God kan leef en dat ons 'n nuwe naam het, kind van God. Geliefdes, die tweede opdrag wat ons in hierdie gedeelte kry is dat ons as gelowiges voortdurend moet bid. Dat ons voortdurend moet intree vir ons land en vir sy mense. So ek en jy moet bid vir ons geliefdes, vir ons kinders, vir ons land, vir ons geloof, vir mense wat nog nie in 'n verhouding met God staan nie, sodat hulle God sal ontmoet, sodat hulle 'n gebroke verhouding met hom herstel sal word en sodat hulle die pad saam met hom sal stap. Maar meer as dit, ons moet ook bid vir vrede in ons land, sodat ons land sal leef volgens God se wil en volgens God se roeping vir ons en vir ons land. So dit is die tweede opdrag wat ons uit hierdie gedeelte vir onsself kan neem. Die laaste een is dat ek en jy moet aanhou om te verkondig dat die Redder gekom het, dat Jesus Christus gebore is, dat hy versoening gebring het tussen ons en God, dat hy herstel gebring het vir ons as individue, dat hy herstel en vrede wil bring vir ons land. So ek en jy die verantwoordelikheid om op te tree as bedienaars van die woord van God in hierdie wêreld. Ek en jy het die verantwoordelikheid om vir mense te leer van God en van sy roeping vir ons lewe. Ons moet ook, soos wat die volk destyds as priesters opgetree het, moet ons as priesters optree in hierdie land waarin ons leef. Ek en jy het ook die verantwoordelikheid om soos brugbouers op te tree. Ons moet die brug bou tussen God die Vader en die gebroke stikkende wêreld, mense wat besig is om verlore te gaan. Ek en jy hoef nie noodwendig die hele brug te bou nie. Ons kan dalk net begin om hierdie brug te bou, of ons kan dalk in die middelgedeelte van hierdie bouproses inkom en 'n paar stene kom lê, of ons kan selfs hierdie brug voltooi. Maar ons moet deel wees aan hierdie bouproses. So dit is ons uitdaging vir die toekoms. En dan natuurlik laastens moet ek en jy die gedagte van liefde met die wêreld deel. En dit is juis hierdie gedagte wat in Kerstyd na vore kom. Ons wat God se liefde met 'n stikkende en seer wêreld moet deel. En dit is wat God se wil en sy roeping vir ons is. So gaan uit in hierdie feesgety en gaan verkondig dat die Redder gekom het, dat Jesus Christus gebore is en dat hy gekom het omdat hy lief is vir elkeen van ons. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons kom nou na U toe en ons kom sê vir U dankie vir hierdie boodskap. Dankie dat U met elkeen van ons daaruit kom praat het. Dankie dat U elkeen van ons kom aanraak het en dat U vir elkeen van ons 'n opdrag kom gee het om uit te leef. Vader, ons weet ons kom nie altyd ons opdragte na nie, ons leef dit nie altyd uit nie en daarom kom bid ons en ons kom vra dat die Heilige Gees ons sal help en dat ons hierdie opdragte wat ons ontvang het sal gaan uitleef. Maar Vader, dat ons ook sal vashou aan die hoop en aan die liefde wat U vir ons kom gee het, aan die redding wat U vir elkeen van ons kom bewerkstellig het en dat ons dit nie net vir onsself sal hou nie, maar dat ons dit sal deel met 'n stikkende en 'n seer wêreld. Ons kom bid ook vir elkeen wat siek is, ons dra hulle aan U op en ons vra dat U ook die pad saam met hulle sal stap, dat U hulle sal aanraak en dat U hulle sal veilig hou. Ons kom bid vir elkeen wat op ons land se paaie reis en ons vra dat U hulle sal beskerm en dat U hulle veilig sal terugkeer. En help ons om in hierdie feesgety dit te herdenk wat werklik belangrik is en dit waaroor hierdie feesgety werklik gaan. Dankie dat ons hierdie dinge mag vra. Nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Here, die oorsprong van alle lewe. U is die bron van liefde. Wees voor ons en lei ons. Wees agter ons en beskerm ons. Wees naas ons en begelei ons. Wees tussen ons en verbind ons. Wees onder ons en vervul ons. En wees oor ons en seën ons. So seën die drie enige God jou, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.